En hy laat my weer dink aan 'n ou grappie wat ek gehoor het, toe hom nou weer vir my vertel het Woensdag. Maar ek kan nie ding lekker onthou nie. Maar gaan nou probeer, maar ek gaan myself opmaak soos wat ek gaan. Ons sê maar sommer die ou se naam is Jan. Is nou sy tyd gewees en hy kom daar by die poorte van die hemel aan. En toe daar by die poorte van die hemel aankom, staan daar nou 'n groot engel mos nou daar, soos wat die stories gaan. Wat hom nou moet toelaat om in te gaan. En hy sê vir Jan, nee, baie welkom, jy het dit gemaak. Maar hier is vir jou 'n fiets om mee te ry daar binne. Om daar uit te kom waar jy moet wees. En hy sê vir die engel, wat is dit nou, vir wat is die fiets? En die engel sê, nee, elke een kry 'n voertuig vir sy beloning vir dit wat hy gedoen het op aarde. En hy is nou nie heel impressed nie, want hy het nou 'n fiets gekry, maar hy het nou nie 'n kar gekry nie, maar nou sy op sy bicycle en hy's nou in by die hek, hy wil nou daar by die Here seker nou maar uitkom, kyk hoe dinge daar binne lyk en hy's daar in die pad af. En soos wat hy ry in die straat, kom hy verby Sunny en sy ry 'n ou volhuitjie. En hy groet daar en hy gaan verby en hy kry sy groot vriend Jan daar so, klein Jan. En Jan loop. Hy het nie so goed gedoen nie. So bietjie verder sien hy 'n ou wat hy daar op straat gesien het en hy ry 'n Ferrari. En hy's verby die ou met die Ferrari en daar sien hy sy dominee op 'n skateboard. Maar hou daai grappie in gedagte. Julle sal nou hoor hoe mooi daai grappie is. Maar ja, kyk, 'n ding wat ek oor vandag wil praat is, nie eens die goed weggevat nie. As jy my nou wil vies sê, nê, ek het mos nou kinders, as jy my nou wil kwaad maak, dan moet iemand vir 'n kind sê, hy gaan hel toe gaan, of hy gaan gestraf word vir sy sonde as hy stout is. Het julle daai mense gehoor? Boetie, die Here gaan vir jou straf vir wat jy doen, jy gaan brand daar in die hel. En ek het ouers is lief daarvoor om dit te sê, en onderwysers het ek dit al gehoor sê, en ek hou nie daarvan as hulle dit sê nie, want hulle skep 'n wanindruk by kinders van wie God waarlik is. En jy sien, die probleem is, daai indruk wat hulle by kinders skep, bly vir altyd by daai kind. En dan kry jy groot mense wat in vandag se tyd lewe, en hy sien nog steeds God as hierdie groot streng ou oomie daarbo wat net wag tot hy iets verkeerd doen, en dan word hy moet gestraf word, en hy moet basies, hy gaan eendag betaal vir dit wat hy verkeerd gedoen het. En dit is die prentjie wat mense van ons God skep by kinders, en ek sien soveel groot mense wat nog steeds met daai wanindruk loop, omdat hulle dit geleer is van kleins af. Weet jy wat, nee? Ek gaan nou maar sê, moenie jou kind sulke goed vertel omdat jy nie 'n goeie ouer is nie. Was eintlik jou kind se skuld dat hy stout is nie, is jou eie skuld. Nou wil jy hom met manipuleer met God, in plaas van jy net riglyne gestel het en 'n goeie ouer gewees het en nie buigbaar was nie. Maar in elk geval, God het ons lief, en hy het ons so lief gehad dat hy sy enigste seun vir ons gegee het om vir ons sonde te kom sterf, om ons vry te koop van die straf van sonde, vry te koop van die dood. Ek meen, dis 'n liefde wat niemand sal ooit kan beskryf nie, en ons sê dit so baie, wat 'n ouer sal sy kind offer vir iemand anderste. En dit is eintlik wat ons vir ons kinders van God moet leer, ons moet hulle die evangelie leer. Soos ons altyd sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, vir elkeen wat in hom glo, dat hy nie verlore mag gaan nie, maar dat hy die ewige lewe kan hê. En dit is wat ons kinders moet leer. Nie vir elke klein dingetjie vir hom sê, hy gaan nou hel toe gaan nie. En ons moet besef, en ons moet vir hulle sê, God het dit gedoen, want hy wil 'n verhouding met ons hê. Ons moenie kinders leer, dat God iemand daar ver weg is, wat net sleg wil doen met jou nie. Jesus het gekom, sodat ons 'n verhouding met ons God kan hê, en dit is wat ons kinders moet leer, ons moet 'n verhouding hê met ons God, en ek dink as ons dit van kleins af in hulle kan inkweek, gaan ons oor 'n nuwe generasie mense sien wat waarlik weer 'n verhouding met God hê, en hom nie net sien as iemand wat jou wil straf nie. Want ek meen, ons is ook nou aangeneem deur God, deur Jesus Christus, en omdat ons ook nou kinders is van Jesus Christus, van God, omdat Jesus Christus die prys vir ons betaal het, kan ons ook nou uitroep, Abba Vader. Hoe wonderlik is dit, nie?
Hoekom leer ons nie ons kinders, sê in die moeilikheid is, as daar nood is, as daar probleme is? Abba Vader, ek het U nodig nie. Ja, dink bietjie oor daai ene. Dis interessant. God is ons hemelse Vader wat oneindig lief is vir ons. En ons kan absoluut met enige iets na hom toe gaan, enige iets. En hy sal altyd daar wees vir ons. Is dit nie so nie? Nee, stem julle. Nou gaan ek vir julle iets lees, dan wil ek weer julle opinie hoor oor dit. As julle Bybel het, maak dit oop by Openbaring 20, vers 11. Julle mag maar julle fone uithaal en julle Bybels gebruik. Is net pastoor Gert wat met ons raas as ons dit doen. Openbaring 20 vers 11 tot 15 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dood, klein en groot, voor God sien staan. En die boek is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel, na wat in die boek geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Hoeveel van julle het al van hierdie gehoor, van die finale oordeel? Of soos wat ons sal praat, baie praat van die wit troon oordeel. Dis hoe die vers begin mos, wat sê, ek het 'n groot wit troon gesien. So baie mense praat van die wit troon oordeel, of ander praat van die laaste of die finale oordeel. Het jy al van dit gehoor? Niemand van dit gehoor, nie? Alright. Nou, maar wees wel 'n bietjie eerlik met my as jy al van dit gehoor het. Hoeveel van julle is werklik bang om voor God te gaan staan daai dag? Is julle bang om daai dag voor God te gaan staan? Die boeke wat oopgemaak gaan word, nê. Hulle sê mos, al jou doen en laat is in daai boek geskryf, as daai skrol oopmaak. Nee, alles wat jy verkeerd gedoen het, miskien selfs goed gedoen het, is daar opgeteken. En dit gaan gelees word, en almal gaan hoor wat het jy gedoen. Nee. Jy dalk een keer op jou vrou verneek, was sy eenmalige ding, niemand weet daarvan, en jy het dalk nooit gesê nie. Maar daai dag gaan sy uitvind jy het op haar verneek. Want dit gaan opgelees word, want alles wat ons doen is mos opgeskryf. Is dit nie so nie? Of jy het dalk geld by mense gesteel, of selfs geld by die kerk gesteel, want niemand het dit geweet nie. Almal het gedink jy's hierdie goeie mens, jy was selfs dalk 'n diaken gewees in die kerk, nê? Niemand het dit geweet nie, maar daai dag gaan dit dalk uitkom. En almal gaan vir jou sê, ja, dit was nooit die persoon wie ons gedink het dit was hier op aarde nie. Hy het 'n lekker mombakkies voorgehou, is dit nie? Hy was eintlik 'n groot skelm. Wat ook al wat jou sonde is, gaan geopenbaar word daai dag. En ek persoonlik dink dit gaan vernederend wees as elke sonde van jou so gelees word. En dan moet God nou 'n oordeel gee oor dit, nê? En dan gaan God jou oordeel, en as hy vind jou sonde was te erg, dan word jy gevonnis tot die poel van vuur. So kind van God, jy moet seker maak jou lewe is reg. Is dit nie so nie? Nê? Is julle met my? Het julle al predikante dit gehoor preek, is ek die eerste een wat dit sê? Dit klink verskriklik, nê?
En ek glo die finale oordeel gaan verskriklik wees. Gaan jy lekker wees, nie? Ek dink niemand gaan dit geniet nie. Maar ek wil elkeen kom bemoedig en rustigheid gee vandag. As jy werklik tot bekering gekom het en Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, en die Heilige Gees woon in jou en jy lewe deur die Gees, gaan jy nie geoordeel word nie. En jy gaan ook nie gevonnis word tot die ewige dood nie, want die prys is reeds daarvoor betaal. Die prys vir die dood is reeds betaal. Ons hoef nie meer met daai vrees rond te loop nie. Ons is kinders van God, dis 'n leuen wat aan ons verkondig was, dat ons met daai vrees moet rondloop, dat God, as hy besluit dat jou werke is nie goed genoeg nie, dan gaan jy vir ewig geskei word van hom af. Die wit troon-oordeel is nie vir ons as kinders van God nie, maar vir elkeen wat nooit Jesus Christus bely het as hulle redder nie. Iemand wat nooit 'n kind van God was nie, is die persoon wat voor die wit troon van God gaan staan. En dis sy boeke wat gaan geopen word. Ek wil vir julle lees uit Romeine 8 vers 1 wat sê: daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Dit is nou iets anders om te gaan oordink, is kosbaar. Hoor julle, ons wat in Christus Jesus is en na die Gees wandel, vir ons is daar nie meer veroordeling nie. So jy hoef nooit te vrees nie, want die prys vir jou is reeds betaal, jou skuld is afgehandel. Jesus het reeds die straf vir jou gevat. Is julle met my? As jy werklik tot bekering gekom het en die Gees is in jou, dan die Karen wat nou die wet geken het, daar's 'n ding wat hulle noem double jeopardy, het julle al van dit gehoor? As jy gestraf was, kom ek gee julle 'n voorbeeld, kom ek verduidelik dit aan julle, kom ek sê, byvoorbeeld, my vrou verdwyn, sy het besluit sy los my, en sy is gone, en nou kla hulle my, iemand vermoed, hulle gee my aan, ek het my vrou vermoor, en nou bevind die hof my skuldig vir een of ander rede, nee, en my vrou lewe nog steeds, nee, na menslike regte, as ek haar nou wel doodmaak, en ek het klaar my vonnis gedoen, gaan hulle my nie weer vonnis nie, want ek het klaar my vonnis gehad. Selfde met Jesus Christus, hy het klaar ons sonde betaal, as jy 'n kind van hom is. God kan nie weer dieselfde sonde 2 keer straf nie, of is God 'n onregverdige God? Ons sê dan altyd, God is regverdig, so hoe kan hy dieselfde sonde 2 keer straf? As ons sonde bely het, Jesus Christus aangeneem het, en ons lewe na die Gees, is daai prys voor betaal. Hy kan ons nie weer straf vir dieselfde ding nie, want God is absolute regverdige God, en hy is eintlik die enigste een in die heelal wat regverdig is. Nie een van ons is regverdig nie. Ons moet een ding onthou, niemand kan homself red nie. Want as jy jouself kon gered het, sou ons nie Jesus Christus nodig gehad het nie. Is dit nie so nie? Want het Jesus Christus nooit nodig gehad om te kom vir ons nie. Want jy jouself kon red, nee. Kyk, dan was jy perfek gewees, weet jy. Dan was jy 'n sharp ou gewees. Maar ja, dit maak nie saak hoeveel goed jy doen nie, nee. Dit maak nie saak hoeveel geld jy van jou geld vir arme mense gee nie. Dit maak nie saak hoeveel geld jy daar in daai collecte box gooi nie. Dit maak nie saak hoeveel geld jy invorder vir die weeshuis nie. Dit maak nie saak hoeveel ou mense jy oor die straat help nie. Niks wat jy doen gaan jou kan red nie. Nee. Dit maak nie eers saak of jy elke Sondag in die kerk sit nie, om hier te sit. Maak nie dat jy gered is nie. Dit maak ook nie saak hoeveel keer jy ons kom help by die fees nie. Dit is nie wat jou red nie. Dit is net Jesus Christus wat ons kon red. Nie oor hoe goed jy is nie. Want die probleem is, wanneer ons gemeet word aan God se standaard, jy is dalk al right in menslike standaard, maar sodra jy gemeet word aan God se standaard, kom ons almal tekort. Al breek jy net een van daai 613 wette, is dit verby met jou, en die straf van daai wet is die dood. En dit is wat Jesus Christus voor ons kom betaal het. So ons kan onsself nie red nie, ons het 'n redder nodig.
En sy naam is Jesus Christus. En al hoe 'n mens gered kan word, is deur Jesus Christus. Want hy was die enigste perfekte mens wat die volle wet van Moses kon gehou het. Daardeur kon hy al ons sonde op hom vat, omdat hy perfek was hy die perfekte offer, hy was skoon gewees. En daarom kon hy sy ons sonde op hom gevat het. En vir eens en vir altyd die prys vir ons elkeen betaal het. Maar nou kom hy vraag wat almal nou seker in hulle koppe sit en dink, en ek het dit ook baie gevra. Beteken dit dan ons kan nou maar lewe soos ons wil? Paulus sê ons altyd stellig nie. Nee, dit is nie wat ek sê nie, nee. Ek wil hulle iets uitwys weer in daai selfde skrif wat ons gelees het, Romeine 8 vers 1, wat sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie. Lees bietjie daai stukkie, nee. Dis een van daai stukkies wat jy sommer kan highlight in jou Bybel. Moenie net die eerste gedeelte van die vers lees nie. Tweede gedeelte sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Jy sien, wanneer ons wedergebore is, het ons nou die Heilige Gees, wat ons lei, en ons moet aan hom gehoorsaam wees. Ons moet 'n geestelike mens wees, ons moet deur die Gees gelei word, nie deur ons vleeslike begeertes nie. Nee. Met ander woorde, ek sê dit altyd, omdat ons nou kinders van God is, lewe ons nie reg om gered te word nie. Ons lewe reg omdat ons gered is. Dis 'n getuienis, dis 'n bewys dat ons gered is, soos die vrug van die Gees wat uit ons uit moet kom. Dis 'n bewys dat ons gered is. En as jy verder lees in Romeine 8, en jy kom hier by vers 13, sê hy, 13 en 14, want as die sondige natuur julle lewe beheer, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees die werke van julle sondige natuur doodmaak, sal julle werklik lewe. Want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is kinders van God. So elkeen wat toelaat dat die Heilige Gees hom lei, is kinders van God. Mense wat na die Gees lewe, wat die Heilige Gees volg, en nie hulle vleeslike begeertes, hulle sondige begeertes nie. Dit is hoekom ons altyd sê, aan sy vrug sal hy geken word. Want as iemand waarlik gered is, wat gebeur? Hy sal deur die Gees gelei word en die vrug van die Gees sal sigbaar wees. Dis wat pastoor Gert altyd sê, dis kom doop hy niemand voor hy nie die vrug van die Gees kan sien nie. Want dis 'n bewys dat hy werklik gered is. Want dis ook eintlik op die einde van die dag hoe die wêreld kan sien ons is gered. As jy nie na die Gees lewe nie, is jy nie 'n kind van God nie. Dit is waar daar nou staan. As jy werklik tot bekering gekom het, gaan jy na die Gees lewe. Jy gaan 'n begeerte hê om na die Gees te lewe, nie na die vlees nie. Dis werklike wedergebore. Wedergebore is nie net, ek het nou Sondag, het ons nou lekker gesing nie, en nou is jy emosioneel, en nou sê jy die Sondaarsgebed op wat ons uitgedink het op, en nou is jy gered nie. Nee, Romeine 8 sê vir ons, soos na die Gees lewe, na die Gees wandel, hulle is kinders van God. So dis hoe jy geken word as 'n kind van God, nie meer 'n gebed wat jy gesê het nie, maar jou verhouding met God die Vader, sy Seun en die Heilige Gees. Jy gaan lewe vir God, jy gaan hom wil gelukkig maak, nie omdat dit jou red nie, maar eerder omdat jy gered is, want dan doen ons dit uit liefde uit, want God, doen ons uit liefde uit wat God van ons verwag, nie omdat dit ons red nie. En dit is hoekom dit dan ook nie meer vir ons moeite is om reg te lewe nie. Want ons doen dit nou uit liefde uit. Ons doen dit nie meer omdat ons dit moet doen nie. En Johannes sê dit vir my so mooi in 1 Johannes 5:3 sê hy, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Jy sien, Johannes sê ook, ons doen dit nou uit liefde uit, en daarom is sy gebooie nie meer swaar nie. Want die straf is gevat, dis hoekom is dit nie meer swaar nie. Ek het baie gelewe in my persoonlike lewe, dan wil jy reg lewe. Dan verstaan jy, dit is so moeilik om reg te lewe, daai goed druk op jou wanneer jy jouself probeer red. En ons kan onsself nie red nie, net Jesus Christus kan ons elkeen red. En net Jesus Christus alleen. En wanneer jy dit besef, en jy begin, en jy is werklik tot bekering gekom in die Heilige Gees in jou, en dis wat met my gebeur het, ek agtergekom, ek wil nou reg lewe.
Ek wil dit nie doen omdat ek dit moet doen nie. Ek wil dit doen omdat ek lief is vir God. Ek wil dit doen omdat ek lief is vir Jesus. Wil ek vir hom luister, ek wil hom bly maak. Net soos wat my kinders opgewonde is, hulle iets mooi gedoen het om hulle pa te kom. Wys kyk hoe mooi. Is hierdie prentjie wat ek geteken het vir pappa. Net so wil ek God die Vader gelukkig maak. Want hy het nog steeds, ons moet eendag sê, God het nooit verander nie. God kan nie verander nie. En die wet is daar om ons riglyne te gee van wat hom gelukkig maak, wat hom happy maak. En vir ons as Christus nie om ons te red nie, maar ons doen dit om God gelukkig te maak. Maar as jy laat my indruk, ek het dan altyd gehoor ons gaan geoordeel word. Beteken dit dat daar nie 'n oordeel gaan wees nie. Nee, ek het dit ook nie gesê nie. Ek het gesê ons gaan nie voor die wit troon oordeel wees nie. Want ek het ons nou vir julle gesê, Jesus Christus het reeds die prys betaal vir die straf van sonde. So ons kan nie tot die dood toe geoordeel word nie. Dit maak nie sin nie. Jy is klaar voor betaal. Die groot troon wit oordeel is om jou te vonnis tot die ewige dood toe. Dit is wat daar gaan gebeur. Jy gaan in die poel van vuur gewerp word en jy gaan vir altyd geskei word van God. Daar's nie meer second chances daai tyd nie. Is verby. As God sy judgment gegee het, is daar nie omdraai vir jou nie. Maar die teoloog verwys na die oordeel van Christus as die bema oordeel en wat gelowiges geoordeel gaan word. Ons gaan eerder beoordeel word vir ons werke en dan beloon word daarvolgens. Dit is nie 'n oordeel waar iemand verlore of in die poel van vuur gegooi gaan word nie. As jy werklik tot bekering gekom het, gaan jy nie gestraf word tot die dood toe nie, jy gaan beloon word volgens die gedoen. Onthou julle die grappie wat ek vertel het? Amper so iets, né? 2 Korintiërs 5 vers 10 sê Paulus vir ons almal moet voor die regbank van Christus verskyn, sodat elkeen van ons kan ontvang volgens wat ons in ons aardse liggaam gedoen het, of dit goed en of dit sleg was. Hoor julle, sodat ons iets kan ontvang vir wat ons hier op aarde gedoen het. Paulus het nie gesê sodat jy gestraf word tot die ewige dood toe nie. Met ander woorde, ons gaan iets kry, né? As jy hard gewerk het op aarde, as jy gearbeid het in die koninkryk van God, né, gaan ons iets ontvang. Dit klink vir my na 'n groot verskil, daai oordeel, as die laaste oordeel van Openbaring. Né? So mens kan duidelik sien, dit is nie dieselfde oordeel nie. Dan sê Paulus ook vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15, ek gaan 'n bietjie 'n lang enetjie vir julle lees hierso. Hy sê, op grond van die genade van God aan my bewys het ek soos 'n meesterbouer die fondament gelê. Dit is so mooi hoe hy dit stel. Hy was 'n meesterbouer, ons kan maar sê wat ons wil, Paulus was 'n meesterbouer in die koninkryk van God. Nee, hy het geweet hoe om te bou. Hy sê hy was die meesterbouer, hy het die fondament gelê, ander bou daarop voort. Maar elkeen wat op die fondament bou, moet baie versigtig wees, want niemand kan 'n ander fondament lê as die een wat al reeds gelê is nie, Jesus Christus. So Jesus Christus is ons fondament op wat ons moet bou. As enige iemand op daardie fondament bou, kan hy goud gebruik, of silwer, of edelstene, of hout, of hooi, of stoppels. Daar kom egter 'n dag wanneer die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal kom, want die vuurtoets sal dit bekend maak. Die vuurtoets sal elkeen se werk beproef of dit standhou. Die mense wie se bouwerk standhou, sal deur God beloon word. Maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word, sal skade ly. Alhoewel hulle self gered sal word, hulle sal egter wees soos mense wat op die laaste oomblik uit 'n brand gered word. Hoor julle hier wat sê hy? Die is nie 'n oordeel tot die dood toe nie. Want jou naam is al reeds in die boek van die lewe geskryf. As jy met my, as jy kind van God is, alles wat ons hier doen, gaan getoets word deur vuur. As dit nie goed was nie, is dit gebrand. Maar hoor jy wat hy sê aan die einde? Jy gaan gered wees, maar jy gaan so daai laaste ou wat dalk nou net uitgemaak het uit daai brandende gebou uit. Hy wat die brandweermanne so daar by die gebou uitdraai, voete sleep so aan. Jy het dit net gemaak. Net.
Die oordeel wat ons gaan ontvang, is om ons om te beloon vir ons werke en die kwaliteit van ons werke. So as ons elkeen opreg vir God lewe en as ons aan sy koninkryk bou met materiaal wat behoubaar is, soos goud of silwer, nê? Dit beteken ons moet goed doen omdat ons dit wil doen, nê? En ons moet dit doen tot die beste van ons vermoë, nê? As jy, soos ons nou nog gepraat het, as ons fees toe gaan, nê, as ons daar gaan werk, ons doen dit nie omdat pastoor Gert aan ons nag nie. Hoor so Hendrik, kom jy nog volgende naweek my help daar by die fees? Nee. As ons hoor daar's 'n fees, moet ons daai wees wat sê, pastoor, hoe kan ek help? Pastoor, wat kan ek doen? Hoe kan ons mense bereik? Nie net oor ons stalletjie self nie, maar hoe gaan ons mense daar gaan bereik? Want dit is oor wat dit gaan, ons moet bou aan God se koninkryk. En die dag wanneer ons nie meer daar is nie, dit moet staande bly. Dit wat pastoor Gert hier kom bou het op Delmas geluk gaan staande bly, want dit is die kwaliteit werk wat hy hier kom doen het. Ons moet nie werk kom doen wat uit gras of soos wat die woord sê uit hooi uitgebou is, wat sodra pastoor weg is, wat nie heeltyd kan patch nie, dan val dit uit mekaar uit nie. Jou werk moet staande bly. En as dit nou nie eers kan staande bly nie, hoe gaan dit staande bly wanneer God dit eendag toets? So wanneer ons dit doen, moet ons dit met opregte hart doen, omdat ons kinders van God is, en om ons dit uit liefde uit doen. Is julle met my? En nou, ja, nou weet julle mos as jou werk staande bly, as jy goeie werk gedoen het, dan gaan jy beloon word, né? Wie wonder, wat gaan julle kry as julle goed gedoen het? Wat is die beloning vir julle harde werk? En my eerlike antwoord is, ek weet nie. Ek weet regtig nie. En die Bybel sê nie baie spesifiek vir ons wat ons alles gaan kry nie. Dit is vir my so 'n bietjie vaag. En almal het maar hulle eie opinie hieroor, maar op 'n dag is ook maar net 'n opinie wat jy daaroor het. Maar daar word wel van krone gepraat wat as beloning gegee gaan word. En dit kan heel moontlik vir my deel vorm daarvan. Wat vir my interessant is, so ek weet van die krone, maar ek weet nie van die res nie. In die Bybel praat van 3 krone. Ek weet nie of ek glo nie dit gaan net dit wees nie. 4 krone, 5 krone. Ek weet nie of ek dink dit gaan so min wees nie. Dankie pa. Sien, dis ook ons hy hier om my reg te help. Maar verstaan julle wat ek sê? Dit is ek glo nie dit gaan al wees, ons gaan meer kry. Ek dink dit gaan meer wees. Ek wil julle so vinnig 'n idee gee oor wat dit gaan as ons hier in Jakobus lees. Jakobus 1 vers 12 wat sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het, aan die wat hom lief het. So hier sien ons, daar's 'n kroon van lewe wat gaan gegee word as 'n beloning. En dan ook as jy 2 Timoteus 4 vers 8 lees, sê hy ook weer, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook almal wat sy verskyning liefgehad het. So jy sien, hierso sê hy, wat se naam Paulus en Timoteus vir ons, jy gaan daai kroon ontvang by daai oordeelsdag wat ons as Christene by geoordeel word. Jy gaan daai kroon kry van geregtigheid sal gegee word. En dan nog 'n voorbeeld, ek nog vele sal lees, is in 1 Petrus 5 vers 2 tot 4 wat sê, en hier is vir my mooi, want is vir herders. Hoor pastoor, luister mooi, né? Hou as 'n herder toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie. Hoor julle, ons moet nie goed uit dwang uitdoen nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Hoeveel predikante, nê, vandag herders, is nie daar vir gewin nie, vuil gewin, geld nie, nê. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar meer as 'n voorbeeld vir die kudde. Hoeveel mense manipuleer nie mense van die preekstoel af nie. Hoeveel mense wil nie hulle krag enforce oor die mense omdat hy's nou 'n herder nie. Nee, dis nie oor wat dit gaan nie. Ons moet 'n voorbeeld wees vir julle. Dit is wat ons moet wees. Ons moet nie hier wees om geaanbid te word nie. Julle moet in ons lewe kan sien wie God is en dit wil navolg, nê? En wanneer die opperherder, sien dis Jesus Christus, hy is ons opperherder, verskyn, sal julle die
onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. So hier sien ons dat daar ook 'n kroon van heerlikheid is. So miskien vorm hierdie krone dan deel van hierdie belonings, want dis soos wat dit vir my neerkom, né? Maar die Bybel sê nie vir ons presies wat al die belonings gaan wees nie. Daar kan meer wees, ons weet nie. En ek weet een ding, ons dien 'n awesome God. As ek aan dink, nee, ons dien 'n God wat hemel en aarde geskaap het. My TV wys sulke slideshows as jy nie iets op hom kyk nie. Ek weet nie of julle dit ook doen nie. Dan wys hy prentjies. Terwyl ons, ek dink dit was gisterand, toe wys daar 'n prentjie van die sterrestelsel, hoe mooi dit is en kleurvol dit is. Daai een wat hy gewys het was so rooi gewees, daai patroon wat hy so vorm. Ons God het daai goed gemaak. En dis die God wat ons gaan beloon. Ek dink die God wat daai goed so mooi gemaak het, gaan na Crazy Store toe gaan en vir jou rubber inkie gee. As hy, dankie vir jou harde werk, hoor. Jy het goed gewerk, jy sê so, nee, ek glo wel. Die dag wanneer ons voor God staan en hy sê, my kind, ek weet dit het jou lewe gekos. Dankie. Gaan dit nie so klein, Crazy Store R5 wees nie. En my hart vandag is net om elkeen vrede te bring, nee. En weet, as jy waarlik tot bekering gekom het, is jy gered. En daar is geen meer veroordeling nie. Ek weet daar soveel kinders van die Here wat ek die laaste ruk gesien het wat hiermee sukkel. Die probleem is hy probeer homself red. En jy kan nie jouself red nie. Jesus Christus red jou. En wanneer jy werklik, hoor wat ek sê werklik, jy kry baie mense wat sê hy tot bekering gekom het, nie tot bekering gekom, maar mense wat werklik die Heilige Gees ontvang het, wat werklik na die Gees lewe, wat werklik tot bekering gekom het, soos die mense voor ons, wat ons lees die apostels, daai mense gaan nie voor God staan by die groot toonoordeel, en God gaan vir hulle sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie, want Jesus Christus het vir hulle betaal, en dis hoekom ons 'n redder nodig het, en ons hoef nie te vrees nie, Jesus het jou kom losmaak van dit, ons is nie meer slawe van sonde en die dood nie. Pastor Gert het nou die dag so mooi preek gehad oor slawe. Laat ons nou 'n verbondslaaf van God is. Ons is nie meer slaaf van die dood en van die sonde nie. En ek wil vir julle sê, ons is ook kinders van die Allerhoogste God. En ons het nou die voorreg, soos ek nou nog sê, om hom Abba Vader te kan noem. En ons sal nooit die ewige skeiding tussen God, die Vader, sien nie. Want anders sou God nooit vir ons gesê het, ons kan hom nou aanroep as ons Abba Vader nie. Hoe kan jy dit as 'n kind van God nou is, as God sê, jy is nou my kind, en dan, wanneer dit nou tyd is wat die profesie in vervulling kom, en sê, hy gaan van my af weg, ek het jou nooit geken nie, omdat jy dalk nou nooit opgehou rook het nie. Maak jy vir my sin nie? En weet julle wat, dit is eintlik wat vandag oor gaan, wat ons nagmaal het ook. Ons kom herdenk dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het, daai prys wat hy vir ons kom betaal het, vir ons sonde, vir die dood, en dat ons in oorwinning kan lewe as kinders van God. Ek wil met julle afsluit met 'n skrif wat nog steeds in Romeine 8, wat Petrus ons geskryf het, vers 38 en 39, en ek wil dit met julle agterlaat, en laat dit by julle sal bly wat Paulus hier vir ons skryf, en hy sê, een ding weet ek, vas en seker. Nee, dis iets wat Paulus geweet het, en dis iets wat ek julle mee wil agterlaat. Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie die dood, of lewe, of engele, of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag, of ons kommer oor môre nie. Ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo, of onder in die diepstes, of elders in hierdie skepping nie, sal ons ooit kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here, vir ons het nie. God het ons as mense wat hom aangeneem het, so lief. Niks gaan jy ooit uit God se hand uit kan vat nie. As ons werklik tot bekering gekom het, gaan jy nooit van God se teenwoordigheid afgeskei word, nee. Jy sal nooit, ooit
geskei word van hom af nie. Dis wat ek julle wil agterlaat. Niks kan jou uit God se hand uitruk nie. Kom ons sluit af. Here, dankie dat ons weer vandag uit die woord het kon gelees het, Here. Here, en ek wil vir U dankie sê vir dit wat U gedoen het, Here. Dankie vir die prys wat U vir ons kon betaal het. Dankie dat dit 'n volmaakte prys was, Here. Dankie dat dit eens en vir altyd betaal was. Here, dankie dat ons nie meer hoef offers te bring van diere nie, Here. Here, dankie dat ons nie onsself moet probeer regmaak nie, Here, want ons is swak mense, Here. Maar U het geweet ons het 'n redder nodig, Here, en ek wil vir U dankie sê dat U seun gestuur het vir ons as mense, Here. Dankie dat hy die volle prys vir ons kom betaal het, Here. Teen volle, Here. En dat ons weet ons kan in Jesus Christus se voltooide werk lewe, Here. En weet dit is volbring. Ons hoef niks meer daarby te las nie, Here. Here, en ek wil ook dankie sê dat U ook U kinders so kragtig gebruik, Here. Omdat ons nou gered kan wees. Dankie dat ons deur die Gees gelei kan word. Dankie dat U deur U Gees met ons werk. Dankie dat ons die voorreg het om te kan uitgaan en disippels te maak, Here. Here, net soos wat U vir Paulus gebruik het, Here. Want as U nooit mense gebruik het, sou ons nooit hierdie skrif gehad het, wat ons kon geweet het, wat hy vir ons vasgepen het, wat God se woord is nie. Ons sê niks sal ons ooit skei van U liefde nie, Here. Dankie dat U ons so kragtig kan gebruik as mense, om ander mense te inpak. Deur U Gees, Here, deur U woorde, deur U liefde, Here. Here, en U het ons so oneindig lief, Here. Ek wil vra dat U in ons elkeen daai liefde sal kweek, wat net deur die Gees kan kom, Here, daai vrug van die Gees, Here. Dat ons daai liefde, daai eindelose liefde, Here, daai agape liefde, daai goddelike liefde, kan gaan uitbeeld aan die wêreld, Here. Here, laat die wêreld 'n begeerte sal hê om U te ken, 'n begeerte sal hê om tot bekering te kom. Omdat ons die voorreg het om U kinders te kan wees, Here. Here, ek wil bid dat U in elkeen se hart sal werk wat U kyk en wat U is vandag, Here. En dat hulle elkeen sal besef, ons is kinders van die Allerhoogste God, Here. En omdat ons kinders van U is, Here, wil ons lewe vir U gee as 'n offer. En sê, Here, maak met ons soos wat U wil, Here. Stuur ons daar waar U ons wil stuur. Here, gebruik ons soos wat U ons wil gebruik, Here. Here, maak ons elkeen se beker so vol, dat dit sal oorloop, Here, laat ons net vir mense ook kan voed, Here, laat ons sal het om vir mense te kan gee, Here. Laat ons dit nooit vir onsself sal hou nie, Here. Laat U ons sal seën, sodat ons 'n seën vir ander kan wees, Here. Dis my gebed vir oggend, Here, en ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen.